Man in die rolstoel, episode 18. Gelukkige hy om so naby aan 'n kok se huis te kan woon. 10:15 ry die skooter by die garage deur in, wat Rion vir hom oopgemaak het. Die jong man klim van die purper af en stap flink teen die ramp op. Hy sit die koelsak met die warm kos op die toonbank in die kombuis neer. Sy oë flits oor die eetkamertafel wat van hier af sigbaar is. Op sy gesig verskyn daar 'n aha-uitdrukking. Sal oom nou self verder regkom van hier af? Vra hy, of moet ek vir oom kom kelner speel? Is dit deel van die dienste wat jy soms lewer? Vra Rion. Nee, nie noodwendig nie oom, maar ek het al as 'n kelner ook gewerk. Nou, toe nou. Rion kyk hom 'n oomblik aan. Toe skud hy sy kop negatief. Nee, dankie ou kerel, ek sal van hier af self regkom. Hy wil immers graag alleen met Carmen kuier. 'n Vlieg teen die muur gaan nie deeg nie. Nou maar reg oom, dan gaan ek maar weer. Laat weet as daar nog iets is waarmee ons kan help. Sal so maak, dankie. Rion sit 'n R50 in sy hand. Hy wil dit eers nie vat nie. Nee oom het my al getip. Nie vir die aflewering nie. Jussie, dankie oom. Hy werk sy prr uit die garage en daar gaan hy weer. In die kombuis beskou Rion die saak. Hy moet besluit hoe hy alles gaan benader. As man wil hy in beheer van sake wees. Babs het gesê net 'n klein bakkie sop, dit mag nie die eetlus bederf nie. Die mikrogolfoond in die kombuis is op die toonbank, heeltemal 'n goeie en hanteerbare hoogte vir hom. Rion pak die bakke daar langs die oond. Dit is mooi genoeg om net so na die tafel te neem. Hy sal die koelsak waarmee die kos hier aangekom het, gebruik om dit aan te ry tafel toe. Carmen is duidelik tot in haar oulike plat sandale beïndruk met sy tafel en hoe mooi hy die plek gemaak het en die blomme daar een kant. Wag tot sy sien hoe bedrewe hy die kos tafel toe gaan bring, dink hy ingenome by homself. Gelukkig hoef sy nooit te weet hoe hard hy hieraan geoefen het nie. Die tafel is uit die boeke gedek, letterlik. Die sopbordjie heel bo. Links 'n klein bordjie vir 'n mini broodrolletjie wat mos saam met die sop afgelewer is. 2 glase by elke plek, een vir witwyn en een vir rooiwyn. Die witwyn is op die ys, die rooiwyn reg op die tafel oopgemaak, nie op die ys nie, al kom dit in elk geval uit die yskas. 2 glasies sherry op die punt van die tafel langs die blomme waaroor Carmen nou so aangaan. Sy kyk verras na alles. Rion, het jy regtig soveel moeite gedoen? Nee, glad nie, het was nie moeite nie. Jok hy, kry van die sherry. Dankie. Dit is klein glasies, net 'n palet opwekker, het hy besluit. Sal ons maar sommer by die tafel gaan sit, of wil jy eers in die sitkamer kuier? Vra hy. Sy lyk 'n oomblik onseker, waarna sy tafel toe beduie. As dit reg is met jou, sit ons by die tafel. Natuurlik, kom ons doen dit dadelik. Sal jy teen die venster inskuif? Jy's dunner as ek en my wiele. En ek wil in elk geval die kant wees om makliker by die kombuis uit te kom. Marion, ek sal jou mos met graagte help aandra. Nee, nie vandag nie. Dis my storie, my ding, my etegeleentheid, my partytjie. Probeer hy definisie daaraan gee. Sy begin lag en sê die woorde van 'n baie ou liedjie. It's my party and I can cry if I want to. Haha, lag hy. Daar gaan nie vandag gehuil word nie. Ons gaan hopelik lekkerder as dit kuier. Dit breek die ys. Behalwe, as hy vandag in haar skoene was, het hy nou oor 'n paar dinge gewonder en bekommerd gewees. Hoekom al die drank? Wil hy haar dronk maak? Of beplan hy om haar vir die res van die middag daar te hou? Die antwoord vir hom lê in die tweede helfte van die vraag.
Wat sou hy in elk geval vir die res van die dag gedoen het? Hierdie gaan 'n interessante hoofstuk in sy rolstoelloopbaan word. Iets om eendag na terug te kyk. Dankie tog dat hy dit nie voltyds hoef te doen nie. Nog nie, of liewer hopelik nooit. Wanneer Carmen by hom verbyskuur na die stoel voor die venster, ruik hy die skoon geur van lieflike badgoedjies, 'n sagte deodorant en iets uit 'n spraybotteltjie wat waarskynlik daarby pas. En hare, hy ruik hare wat pas gewas is. As 'n mooi vrou so ruik, moet 'n volbloed man wat al 'n idee of twee oor daardie spesifieke nooi het, homself inhou om haar nie stuk vir stuk van haar klein toontjie tot by die kroontjie op haar kop te wil opvreet nie. In steede sal hy liewer 'n punt daarvan maak om haar beter te leer ken. Hoe lank woon jy nou al in jou plek hier skuis oor kan die straat, Carmen? Vra hy. Ongeveer 11 jaar, werk sy vinnig uit. En jy hou van die woonbuurt? Ja, aanvanklik het dit soos 'n stil en rustige woonbuurt gevoel, en dit is naby aan die kerk waar ek 'n pos as beraader aanvaar het na my en Louis se egskeiding. Sy glimlag. Hoekom vra jy, Rion? Oorweeg jy dit om tant Lelani se plek te koop? Kyk die kat nog maar uit die boom, antwoord hy, maar wat laat jou dink tant Lelani se plek is in die mark? Sy vat 'n haastige slukkie van haar sherry en lyk vreeslik verleë. O, gits, het ek my mond nou verbygepraat. Jammer daaroor, Rion, maar dit het nie vir my geklink asof dit 'n geheim is, toe die eiendomsagent vanoggend daar by my ingestap het en vir my daarvan gesê het nie. O nee, moenie bekommerd wees nie, dit is nie 'n probleem nie, sê hy. Beteken dit dat jou plek in die mark is? Nie my plek om te verkoop nie, nee, ek huur by oom Harties. Al twee die eenhede van die duette behoort aan hom. Nou dring sy dogter daarop aan dat hy sy plek moet verkoop en in 'n aftree village gaan bly. Die agent sê dit maak net sin om al twee plekke gelyk in die mark te sit, so ek het basies kennis gekry om te trek. O, gits, is dit 'n ramp vir jou? Rion geniet die gesels. Hy hou daarvan om te kan uitvra, agter te kom wie en wat agter hierdie oulike raamwerk en gesiggie sit. Nee wat, dit is seker tyd dat ek ook weer rigting kry. 11 jaar is eintlik 'n lang tyd. Ek moet seker 'n slag weer begin dink oor die toekoms. Sy huiwer lank voordat sy aangaan. Ek het self eiendom, iewers, 'n klein plaasie wat ek by my ouers geërf het naby Delmas van alle plekke. Rion moet keer om nie regop te sit nie, naby Delmas, haar erfplaasie. Hy kan net raai dat dit die plek is waar haar ouers vermoor is en waar die akligheid met haar gebeur het. Hy wag dat sy verder moet praat. Sy doen nie. Daarom vra hy, sal jy dit oorweeg om op jou Delmas plaasie te gaan woon? O nee, Rion, beslis nie. Ek moet seker op 'n stadium weer gaan kyk hoe lyk dit daar vir oulaas en die plek dan in die mark sit en verkoop. Die afgelope 15 jaar is dit my arme broer se probleem om huurders daarin te sit en die plek in stand te hou. Hy raak seker ook al 'n bietjie moeg daarvoor. Met ander woorde, jy was 15 jaar laas daar. Rion vra nie hoekom nie, hy weet mos, maar hy wil dit van haar hoor. Hy wil sien met hoeveel van die inligting sy bereid is om hom te vertrou, as sy net teenoor hom wil oopmaak. Ja, 15 jaar laas, mymer sy, en daar stop die gesprek alweer. Rion wag 'n paar sekondes om te sien of sy nog iets gaan sê, voordat hy vra. Daar is 2 soorte sop om van te kies. Wat sal dit wees? Pampoen of ertjiesop? Sy kyk verras na hom. Tuisgemaakte ertjiesop? Sê die wat weet, antwoord hy. Dit klink fantasties, kan ek jou help? Nee, absoluut nie.
Jy sit net waar jy sit. Hy keer die rolstoel om en ry kombuis toe. Hy sit die hele houer met ertjiesop in die mikrogolfoond, voordat hy die deksel effens opleg. Dit is 'n royale porsie vir een persoon, maar hulle gaan deel, want die ander kos wag mos nog. Rion sit die 2 broodrolletjies op die broodbordjies langs die fyn bottermessies wat hy gedek het. Die botter is reeds op die tafel. Van watter wyn sal jy saam met die ertjiesop in die kos geniet, Carmen? Ek sien die rooies is oop, sê sy. Die rooies sal dit wees. Hy skink vir hulle elkeen 'n halwe glas en lig syne. Gesondheid. En toe vat hy 'n slukkie. En daarna roep die mikrogolfoond hom. Hy gaan haal die bakkie sop uit en bring dit in die koelhouertjie tafel toe. Hy beduie, gee my jou bakkie aan. Daarna deel hy die sop sorgvuldig tussen die 2 bakkies voor hom. Hy beduie, ek sal nie gewoonlik sop in die somer eet nie, maar Babsie het gesê, dit is hoe 'n ordentlike maaltyd begin, met sop, veral op 'n reendag, en toe ek net nou uitgekyk het, het die wolke dik gehang. Dit gaan beslis later vandag reën. Nee, toe slaan jy vinnig 'n tuisgemaakte ertjiesoppie aan mekaar. Sy glimlag en sit die bakkie weer op haar groot bord neer. Toe bestel ek 'n bakkie ertjiesop saam met die kos wat ons gaan eet. Maar Babsie het ook gesê dat dit mag nie te veel wees nie. Anders eet mens nie die regte kos na die tyd nie. En klink dit vir my asof Babsie nogal iemand is waarna jy sal luister, vra sy en smeer botter op haar broodjie. Ken julle mekaar van iewers af, of het julle baie goeie vriende geraak, sedert jy haar ma se huisie hier by haar huur? Rion stuur 'n hand oor die tafel. Hy vra, sal ons dank? Ja, asseblief, sy sit haar hand in syne. Rion amen, en daarna prooi aan sy sop. Dit is voorwaar aan te beveel, maar dan sit hy sy lepel eers weer neer om haar vraag te beantwoord. Carmen, ek ken Babsie al vir so lank as wat ek leef. Tante Lelani wat hier gebly het was my peetma. Ek het vir alle praktiese doeleindes my hele kleintyd in hulle huis spandeer. Ek het eintlik half en half saam met haar groot geword. Regtig, Rion? Nou hoekom het ek jou nooit tevore hier by Tante Lelani gesien kuier nie? Of het julle een of ander tyd in die lewe kontak verloor? Nee, regtig nie. Ek bedoel, hoe lank het Tante Lelani in hierdie huisie gewoon? Hy beantwoord sy eie vraag. Min of meer 5 jaar, as ek reg is. Die plek is nie baie groot nie. So wanneer sy verjaar het en die familie bymekaar moes kom, het Babs meesal vir haar iets by haar huis gedoen, en dan het ons almal daar saam gekuier. Ek het hulle gereeld na my plek toe oorgenooi, glo dit as jy kan, dan het ons gebraai, en as ek hier rond verbygekom het, het ek gehoor of hulle my by een of ander oulike koffiewinkel wil ontmoet. Regtig? Of wag so 'n bietjie, so jy is nie oorspronklik van hier nie, maar volgens Louis was jy 'n kollega by Brooklyn polisiestasie. Wag so 'n bietjie, hy sê daarna het jy bedank. Hoe lank gelede? Nee, wag so 'n bietjie. Wie is nou hier onder kruisverhoor? Raas dit in Rion se kop. Hy moet mos die vraagsteller wees, nie sy nie. Hy antwoord tog. So 'n paar jaar gelede, toe my donker kop te lig geraak het vir bevordering, en ek al vir 7 jaar op kaptein vasgesteek het, dit het later gegaan vir 10 jaar. Wees rustig met jou sop en broodjie, ek gaan gou ons hoofgereg in die mikrogolfoond sit. Terwyl hy die 2 bakke op mekaar in die mikrogolfoond sit, weet hy dat haar oë op sy rugkant brand. Hy stel die oond vir 10 minute. Hy draai om en sien sy intuïsie was reg. Carmen se oë het gebrand op sy agterkop. Sy staan op en maak die lees sopbakkies en lepels bymekaar. Toe bring sy dit kombuis toe. Sy sit dit in die wasbak. Daarna gaan sit sy weer by die tafel en bring haar glas rooiwyn na haar lippe toe. Om een of ander rede hou sy hom nou in die oog, asof sy bang is, hy sprang op en vang iets aan. Ek onthou jou nou,
trap sy hom naderhand reguit vas, toe hy terugkom tafel toe. 10 minute is 'n leeftyd as jy wag dat die mikrogolfoond kos moet warm maak. Brooklyn polisiestasie, jy was die jong kaptein Rousseau, waaroor al die vroumense so mal was. Al die vroumense? Vra hy geamuseerd. Ja, almal behalwe natuurlik ek. Ek was mos getroud in daai stadium met Louis Stein. Hy knik en glimlag. Onthou ek ook mos nou weer. Regtig? Wat onthou jy? Vra sy en kry 'n behoedsame trek op haar gesig, dat al die vroumense agter jou aangewatsnaam het. Hy pak die pinggul van die olifant, die mikrogolfoond. Hy rol terug kombuis toe. Hy sit die skoolhouer op sy skoot en toe pak hy die bakke in. Die opskeplepels wag mos op die tafel. Hy sit die bakke neer en lig die deksels. Help jouself, Carmen. Skaapbout, beesbraad, hoender en frikadelle. Elkeen in sy eie vakkie, spesiale bakke wat my tannie seker laat maak het. Elkeen in 'n eie sousie. En hier in die ander bak is die groente, aardappels en die rys. Jy het omtrent gesplash. Dankie, Rion. Plesier. Hy drink weer van sy wyn terwyl hy wag dat Carmen eerste skep. Toe sê hy, jy moet eet, die kos gaan koud word, meisiekind. Darm het sy ore, want sy sny 'n stuk van die skaapvleis af en sit dit in haar mond. Sy kou. Toe gaan haar kop op en af. Miskien weet sy dit nie. Sy hou van die kos, maar duidelik is haar gedagtes steeds elders. By 15 jaar gelede, want die volgende oomblik stik sy effens in die vleis. Sy gryp na haar wynglas en neem 'n diep sluk daaruit. Daarna sit sy haar mes en vurk neer. Sy leun effens vooroor in haar stoel, waarna sy byna in 'n fluisterstem sê, Rion, jy was daar. Hierdie gesprek, terwyl ons nou gesit en praat het ek net besef, en dinge het stadig na my toe teruggekom, al blok 'n mens dit so desperaat uit, probeer vergeet. Maar nou weet ek, jy en daardie seksie adjudant offisier vroumens, wat die fotograaf was, julle was die aand speurders en ondersoekbeamptes op die toneel. Jy het in die agtergrond gebly. Sy het al die verklaringe afgeneem en saam met my in die ambulans aan die hospitaal toe gery. Maar sy was jou spanmaat, nie waar nie? Wat kan hy sê? Niks. Hy knik net. En toe bars Carmen in trane uit. Rion wens hy kan opstaan en haar in sy arms toevou, maar hy weet dat dit vir nou en onder hierdie omstandighede is die heel laaste ding is wat hy ooit behoort te doen. Word vervolg.